Met ander woorde, wanneer die ek is daar, wil ek sê dat ons wil altyd by God uitkom. Is dit waar? Jy kan nie, soos mense al in, ek wil amper sê, bietjie domheid en so aan, dan praat hulle ook van God en God die Vader. Luister, jy kan onmoontlik nie by God uitkom as jy nie deur die Lam Christus gaan nie. Dit is waardeur ons daar uitkom. Met ander woorde wil ek sê, in die Nuwe Testament wil ons praat met ons Vader. Maar wil dit in die deel staan, waarby ek en jy dit moet doen, deur die voorspraak en die middelaar, naamlik Christus Jesus, sê amen. Jy sien, in die Ou Testament word hy sekere name genoem. Hy word genoem onder andere, kom ek noem dit nou maar, Jehovah Rapha en Jehovah Shalom en Jehovah Nissi, en so het u al die name gehoor van God. Maar luister nou weer, kerk, die Here God openbaar hom deur sy name. Wanneer hy sê, hy is die een wat genees, kan jy hom aanbid. As jy genesing nodig het, as die groot ek is wat gesond maak, sê amen. Hy is die een wanneer jy vrede soek. Luister mense, daar's nie vrede in hierdie tyd nie. Die enigste manier waarby jy en ek gaan vrede kry, is deur die groot Jehovah Shalom. Hy is die God wat vrede gee. Wanneer ek en jy met 'n saak staan en ons wil by oorwinning uitkom, dan wil ek hê jy moet weet, dan word hy Jehovah Nissi genoem, die God wat oorwinning gee. Met ander woorde, hy sê, ek is julle oorwinning, halleluja. En dan kom ek by die een wat ek eintlik maar oor gaan praat, en hy word genoem Jehovah Jireh. Hy is die Here wat voorsien. Jy sien, deur hierdie name leer ons die Vader se persoonlikheid ken. Ons leer om te bou en om te vertrou vir wie hy sê hy is. Kyk, God sal nooit iets sê en dit nie is nie. As hy sê ek is jou oorwinning, sal hy jou oorwinning wees. Amen. Ons kan hom in hierdie deel van die name sê, dat ons kan hom aanroep in spesifieke situasies. Met ander woorde wil ek weer sê, as jy gesondheid nodig het, dan roep jy hom aan as Jehovah Rapha, of die ek is wat genees. Jy roep hom aan as die Shalom, die een wat vrede gee, die Nissi wat oorwinning gee, en as jy in die deel staan, waarby jy 'n voorsiening nodig het, is hy nog altyd die ek is, wat vir jou sal voorsien. Gee die Here net eer as jy dit glo. Amen. Amen. Jy sien, wanneer ek nou kom by Genesis, gaan ek nou daar lees, en ek kan vinnig saam met my lees, want ek gaan gou net so 'n bietjie opsomming gee van dit wat daar staan. Nou sê hy in Genesis 22, en ek lees daar vanaf die 11de vers, hy sê, maar die engel van die Here het na hom van die hemel afgeroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Jy moet altyd hoor, wanneer 'n preek of 'n gedagte van God na jou roep, moet jy altyd kan sê, hier is ek. Sê bietjie, hier is ek. Amen. Die preek gaan nie net oor 'n preek om te lewer nie. Dit gaan aan die einde van die dag, wanneer die preek gelewer word, moet jy kan sê, Here, ek hoor u, maar hier is ek. Come on. Halleluja. Toe maar julle amen sal beter raak later. Nou sê hy in die 12de vers, en hy sê, dis die Here God, jou Vader. Moenie jou hand aan die seun uitsteek nie en doen hom niks nie. Want nou weet ek dat jy God vrees. Met ander woorde, wat hy eintlik sê is, ek weet jy vertrou my nou. En ek weet jy het my regtig lief.
Dan gaan hy verder en dan sê hy so, en toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met eens 'n ram wat agter in die bos met die horings vasgeraak het, en Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. 14de vers, en Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien. En so sê die Bybel, sodat vandag nog gesê kan word, dat die Here sal voorsien. Dat vandag nog gesê kan word. Met ander woorde, dit wil uit 'n bepaling kom van die ou deel, waar die Here met Abraham praat, en dan wil hy sê, hoor nou mooi, dit wat ek met Abraham gepraat het, dit sê ek ook vir julle, want jy sien, Abraham het geërken, dat die Here is die voorsiening, maar dan sê hy, sodat tot vandag toe nog, jy kan sê en ek kan sê, die Here is my voorsiening. Sê amen as jy dit glo. Halleluja. Dis 'n baie ou evangelie hierdie. Maar kom ek sê vir u, dat hierdie ou evangelie het altyd 'n vars boodskap vir jou en my. Is dit nie waar nie? Die Bybel praat altyd iets nuuts. Jy weet, vir 40 jaar het hulle manna opgetel. So hulle het wat hoender en brood geëet. Ek meen die kwartels was daar en die manna was daar. Maar weet jy wat? Hulle moes elke dag dit nuut kry. En ek wil sê, vir 40 jaar het hulle elke dag nuwe dinge gekry. God gee altyd, dis 'n ou evangelie wil ek net vir jou sê. Maar weet jy wat, uit hierdie ou evangelie is daar altyd 'n vars boodskap. Amen. Jy weet, ek sê nou die dag vir die ouens, ek sê daar's niks wat so lekker is, soos 'n warm brood wat net uit die oond uitkom. Moet nou net nie opstaan en huis toe gaan en brood bak nie. Bly net hier. Maar 'n warm brood bly maar baie lekker. Amen. Ek wil met u 'n oombliekie praat oor 'n vars deel wat ek vir u wil gee vanmôre uit hierdie wonderlike ou evangelie. Jy weet, ek kan onthou om Pieter Skalkwyk was hier by my in die gemeente, en ek noem dit net vinnig weer. En ek en hy het baie keer gesels. En Pieter het, wanneer ons in die môres hier klaar geëet het, dan het hy en Tannie Dina gekom, en dan het hulle nou altyd daar by die pastorie eers ook 'n ou ietsie kom eet saam met my en my vrou. En dan het ons dit sê. Wat het ek gesê? Sy slaag geëet het. Ons het geestelik geëet hier, man. Hulle verstaan wat ek sê. OK, klaar gebid het. Dan het ons nou iets gaan eet. Maar in elk geval, oom Pieter het baie met my gesels oor baie dinge. Jy weet, ek was ook maar nog jonk gewees, en ek is nou nog jonk. Maar die feit is net, hy tyd was ek baie jonger. Maar dit was 'n deel gewees, wat ek ook partykeer met hom dinge gedeel het, en ek gaan 'n lang storie kort maak, en vir hom dinge gesê, wat ek ook partykeer mee, jy weet, 'n geveg aan het, en wat 'n mens probeer om dinge by mekaar uit te bring. En dan het oom Pieter vir my altyd gesê, my broer, moenie bekommer wees nie. Die Here sal voorsien. Daai woorde bly by my tot vandag toe. Moenie bekommerd wees nie. Die Here sal voorsien. En weet jy, as ek na al die jare terugkyk, dan sien ek hoe dat God voorsien het. Halleluja. Hoe dat hy altyd daar was. Jy weet, ek het net nou gesê met daai ou koortjie, hy sal jou nie drop nie. Hy's God. Hy stel belang, hy gee om. Hy gee om vir elkeen van ons. En daarom kom dit by hierdie deel wat ek nou oor praat, en jy sien, Abraham het 'n storie gehad. Abraham se storie was, jong, daar is 'n opklim na die berg Moria. Maar kom ek help jou net gou-gou, daar is ook 'n afklim van die berg Moria.
Amen. Jy sien, wanneer het kom tussen die op en die af, wil ek vir u sê, was daar 'n God gewees, wat die Here is, wat voorsien. Amen. Ek meen, hy was daar was 'n opklim gewees, maar danksy die Here, tussen die op en die af, was daar 'n God, wat daar betrokke by sy saak was. Halleluja. Luister, Abraham se op was swaarmoedig gewees. Ek meen, jy kan dink, sy seun, sy enigste, hy's op pad, God het klaar gepraat. God het gesê, jong, dit gaan so wees, vat hierdie seun, en gaan offer hom vir my. En weet jy, hy sê daar in die Bybel, hy sê, sodat ek kan sien of jy my vrees, of jy my vertrou, en of jy my werklik liefhet. Dit is eintlik wat God gesê het. Amen. En nou klim hy teen die berg op, maar in sy hart weet hy, hier's 'n swaarmoedigheid. Maar kom ek sê vir jou, daar was ook 'n afklim van die berg. Nadat God op die toneel verskyn het, dat sy swaarmoedigheid verdwyn het, en wat hy met blydskap en met vreugde teen die berg afgeklim het. Luister broer en suster, luister mense, ek wil vir u sê, die hele lewe is 'n uitgemaakte saak, tussen jou geboorte en die sterfdag, is dit waar. Maar kom ek sê vir jou, tussen hierdie deel en die tweede deel, is daar ook 'n God. En ek wil hom vanmôre erken, as die Here wat voorsien. Amen. Hoor my. Daar's daar wat jy teen die berg opklim, wat dit vir jou bietjie moeilik raak, is dit nie waar nie. Maar ek wil net vir jou sê, hou in rekening, dat dieselfde deel waarmee jy opklim, en jy die ontmoeting met die Here wat voorsien sal hê, sal daar 'n afklim wees, en die afklim sal wees met blydskappe en met vreugde teenoor die Here. Halleluja. Halleluja. Prys die Here. Ek het 3 dinge geleer, en ek gaan vinnig 3 dinge aanhaal vir u, en ek gaan dit vir u so deurgee, en wil ek 'n oombliekie met u daaroor praat. Nou, die voorsiening van God is verseker, maar daar is sekere plekke, sekere tye, hoe, waar, wat 'n mens nou moet kyk. Nou, die eerste ding wat ek wil sê is, dat daar's 'n God wat voorsien, en hy voorsien altyd die regte ding. Amen. Halleluja. Jy sien, Abraham se behoefte was terwyl hy opklim voor sy ontmoeting met God, was dat hy net 'n offer moet kry om op die altaar te plaas. Want ek meen, hy loop in sy hart met 'n opdrag dat hy moet sy seun gee. Nou wil ek met u mooi praat daaroor, en gou vir jou 'n paar dinge wys. Kom ek en jy praat gou met Abraham. Nou vra ek en jy vir Abraham. Kom ons sê ons was nou daar. Ons staan aan die onderkant van die berg. Hier is die eseltjie gepak. Die seun is daar, die vuur is daar, alles is reg. Nou moet hy op teen die berg, maar ek en jy staan aan die onderkant van die berg. En dan vra ons vir Abraham, Abraham, kan ons nie vir jou 'n paar diensknegte nog gee, om vir jou te help om tot bo te kom nie? Dan sal hy sê, nee, dis nie wat ek nodig het nie. 'n Mens kan vir hom vra, luister Abraham, sal jy beter voel, as ons dalk vir jou skatte kan gee, en so 'n bietjie rykdom nog kan by, jy weet, dan sal hy sê, ek soek nie skatte en rykdom nou nie. Nee, dis nie wat ek soek nie. As jy vir hom vra, kan ons jou nie 'n paar raadgewers van die slim manne wat daar in die land is, vir jou gee, om jou net te help, om jou so 'n bietjie te beraad. Jy weet, nou sê daar wil almal ons beraad word. Dis dalk nie wat jy nodig het nie, vriend. Hallo.
Kan ons vir jou raadgewers gee, Abraham? Nee, sal hy sê, dis nie wat ek nodig nie. Sy antwoord sal wees, jy kan al die rykdomme hou, jy kan die diensknegte en die raadgewers kan jy almal hou, gee my net 'n lammetjie, wat ek in die plek van my seun kan offer. Amen. Leer dit, as 'n mens honger is, kan 'n ou jou 10.000 rand gee. Dit gaan nie jou honger stil nie. Hy kan jou 100.000 rand gee. Dit sal nie jou honger stil nie. Jy sien, die regte ding sal wees, gee my net 'n brood. Jy weet, ek het al vir u vertel en vir u gesê, hoe lekker lyk 'n ertjie die oomblik as jy vas. Maar ek wil hê, jy moet net weer eens weet, vriend, wanneer dit kom by hierdie dele, en ek en jy staan daarin, moet jy weet, die regte ding is nie nou, ek wil geld, en as jy dors is, kan die koning van die paleis jou nooi, om in die beste kamer te gaan, en sê, ag, lê so bietjie daar op hierdie mooi bed van my, jy gaan nou beter voel. Luister vriend, ek soek nie 'n koninklike bed nou nie, as ek dors is, wil ek net 'n bietjie water hê. Die regte ding is dit wat ek nou soek, en dis wat ek wil hê. Nou kom die Bybel dan sê, hy is Jehovah Jireh, halleluja. Weet jy, Jesus leer dit vir sy disippels, kom hy daar in Matteus 7, in die 9de vers. Hy sê, as jy dan vir brood vra, gaan hy jou nie 'n ander ding gee, 'n klip nie. En wanneer jy vir vis vra, gaan hy nie vir jou 'n ander ding gee, 'n slang gee nie. Amen. Dit is 'n kwessie, my geliefde. Ek soek die ding wat nodig is in my lewe. Wat sê die Bybel? Kan ek gou vir jou sê? Paulus kom daar in Romeine 8:31. Hoor wat sê hy? Hy sê, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir my is, as die voorsiener vir my is, gaan daar 'n vervulling wees. Ek kyk na dele soos hier in Filippense. Hoor nou wat sê die Bybel in Filippense 4 vers 19. Ek gaan dit net so vir u vinnig deur parafraseer wat dit eintlik sê. Dit sê so, God sal voorsien in elke behoefte, of dit finansiëel, fisies, geestelik is, uit sy onuitputlike rykdom en uit sy heerlikhede in Christus Jesus. Kan ek dit vir jou sê, kerk? Daar's 'n bron wat ek en jy nie kan uitput nie. Dit is die heerlikheid van die Here en die grootheid van my God. En wanneer ek na hom toe gaan, dan sê Filippense, hy sal voorsien in wat? In elke behoefte. Sê elke behoefte. Sê my sak is by die Here bekend. Hy neem kennis van jou en my en hy gaan help. En elke behoefte gaan hy vervul na die rykdomme van sy heerlikhede. Halleluja! Hy is Jehovah Jireh, die Here wat voorsien. Wat sê Johannes 14? Kom in die 13de vers. Dan sê Jesus, ek beloof julle, dat selfs hy sal voorsien in wat ons gelowig vra, sodat nommer 1, ons bly kan wees, en nommer 2, dat ons Vader verheerlik kan word. Ek weet nie of jy mooi gehoor het nie, maar ek wil dit net weer sê. Dan beloof Jesus self dat hy gaan die voorsiener wees, sodat ek en jy bly kan wees in hom, sê amen. En sodat ek en jy die Vader kan verheerlik deur dit wat hy gee en dit wat hy voorsien vir jou en my. Halleluja. Nommer 2 is die ding dit, en ek gaan vinnig daardeur en ek gaan nie lank wees nie. Die Here voorsien die regte ding. Maar hoor my, hy voorsien dit op die regte plek. As die lam op 'n paar ander berge was, hoor nou mooi, jy moet onthou,
Die berg Horeb was 'n baie belangrike berg gewees. Die berg Horeb is waar Moses die 10 gebooie gekry het. Dis waar hy baie met God ontmoet het. Maar kom ek sê net vir u, dit was nie op Horeb nie. Dit was, die plek was nie op Karmel, waar Elia gebid het en die vuur uit die hemel neergedaal het nie. Dit was nie op Tabor, waar die verheerliking plaasgevind het, en waar Jesus met Johannes en met Jakobus en Petrus saam daar was, en die verheerliking gekom het, en Elia en Moses aan hulle verskyn het. Dit was nie op Tabor nie. Dit was nie op die Olyfberg waar Jesus gestaan het met sy laaste deel en waar hy hemel toe is en die laaste deel, die vertrekpunt van hierdie aarde. Kyk, ek wil net vir jou sê, die Olyfberg is baie belangrik, maar dit was nie die plek nie. Die plek was, as jy op Moria is, wil ek hê, dis die plek waar ek jou wil hê, en daar gaan ek vir jou voorsien, sê die Here. Halleluja! Jy sien, baie mense praat, dan sê hulle, jy weet, as ek net nie in Suid-Afrika gebly het nie. Nou wil ek baie versigtig wees, want hulle hoor my partykeer daar in Nieu-Seeland ook. Maar ek wil jou net sê, luister, jy kan in 'n ander land toe gaan. Het gaan nie werk nie. Laat ek jou net sê, so min as wat dit in 'n ander land werk, kan dit in hierdie land werk. Maar net sowel as dinge in 'n ander land kan werk, kan dit in hierdie land werk. Come on. Ek het vir die ouens gesê, ek het geen idee om te emigreer nie. Hallelujah. My E's and my R's is not so good yet, you know. So I can't go to Canada. Ek kan nie daarna toe nie. I must stay here. I stay in South Africa. This is my land. This is my country. Maar baie sê, as ek net nie in hierdie land was nie, as ek net in 'n ander land was. Party ons sê, as ek net nie in hierdie huis groot geword het nie. Jy weet, party sê, as ek net nie met daai man getroud was nie, jy weet, sou dit ook vir my anderster gewees het. Moenie amen sê nie, sussie. Bly stil. Maar dan kan ek dit omruil ook. En sê, die vrou kan ook sê, of die man kan ook sê, jy weet, as dit net nie vir daai vrou was nie. Jy weet, as dit net nie vir hierdie werk vir my was nie, as ek net 'n beter werk gehad het. Weet jy wat, daar's 'n gesegde wat dit sê, groei waar jy geplant is. Halleluja! Kom ek sê vir die plek wat God bepaal het, is juist die plekke waar ek my bevind, en hoor my, waar jy jou bevind. As die Here jou wil uithaal, sal hy jou uithaal. Maar ek wil weer sê, kerk van die Here, luister mooi, groei waar jy geplant is, en blom vir die Here, soos nooit in jou lewe. Halleluja! Jy weet, Mordegai kom by Estertjie, aan die boek Ester. Nou praat Mordegai met haar, en nou sê Mordegai, weet jy Ester, ek dink die Here het jou bepaal vir 'n tyd soos hierdie. Die swaard het oor hulle koppe gehang, ek weet mos wat is die storie, né? Die swaard het oor hulle koppe gehang, Haman wil die Jode doodmaak, maar aan die einde van die dag, toe sê Mordegai, nee, ek wil net vir jou sê, Ester, God het jou op die plek gesit, waar hy jou presies vir hierdie tyd wou hê. Come on. En ek wil hê, jy moet dit weet, kerk. God het jou bepaal vir hierdie gemeente, vir hierdie kerk, vir hierdie tyd van nou, vir 2026 kan ek 'n amen kry. Ek wil jou sê, ons het bepaal deur die Here vir hierdie dele waarin ek en jy staan. Weet jy wat sê hulle? Hulle sê die witste lelie groei in die koudste plekke en in die swartste modder. Come on, Lily. Wie se naam is Lily? Steek jou hand op. You the Lily. Ek wil vir jou sê, geliefde, luister mooi, daar is 'n God in die hemel. Wanneer ons kyk na hierdie dinge, dan wil ek sê, daar's 'n plek wat God bepaal het. Hoe donker dit word, hoe helderder skyn die lamp.
wou nou 'n lampie aangesteek het, maar ek het hom vergeet. Maar as jy 'n lampie nou hier aansteek met so klein vlammetjie soos 'n kersie, gaan jy nie veel sien nie, maar sit net hierdie ligte af. Dan sien jy hoe begin hy lampie. O, kinders van die Here, kan ek sommer net sê wat in my gedagte opkom. Dien die Here in die tyd wat dit goed gaan. Moenie wag totdat dit donker word, dat jou liggie helderder skyn nie. Skyn eerder nou. Skyn in hierdie tyd. Skyn nou vir die Here. Doen jou beste nou vir die Here. Jy weet, ek kyk na hierdie dinge. Dan sien ek hoe dat Gideon, jy weet, Gideon maak ook al sy klagtes. Hy sê, ek is die swakste van my geslag. Hy sê, ek is die geringste in my familie. Maar dan kom God, dan sê hy, hoorie, weet jy van my? En dan sê hy hierdie woorde, hy sê, ek gaan mos met jou wees, en ek sal jou vyande voor jou verslaan, sê die Here. Halleluja! Wees jy net op die plek, Gideon, waar ek jou wil hê. Moenie nou vra nie, moenie al die vraagtekentjies maak nie. Kom jy in lyn met dit wat ek vir jou wil sê, en die plek waar ek jou wil hê, en as jy in die plek daar sal wees, waar ek jou soek, dan sê die Here, is ek die God wat vir jou gaan help, en jou gaan deurdra. Kan ek 'n amen in hierdie plek kry? Halleluja! Die Here ken die plek waar die behoefte lê, en hy ken die plek waar die stryd is. En net waar jy is, daar kan die Here jou help. Dis die plek. Amen. Jy sien, dis beter saam met God in 'n storm, as in die kalm waters. God. Amen. Ek wil eerder in 'n storm wees, en weet Jesus is my bootjie, as wat ek op die kant sit, maar hy is nie meer daar nie, hy het vertrek. Luister geliefdes, kom ek sê vir u, die Here ken die plek van die behoefte. Toe daar droogte in Israel was, toe was die plek by die spruitjie Krit. Hoor nou mooi, het was nie by die magtige Jordaan nie, dit was nie by die see van Galilea, waar hulle vandag nog hulle waters uitput vir Israel nie, dit was nie by die put van Jakob, wat ons ook al baie keer besoek het, wat tot vandag te bestaan nie, dit was nie daar nie. As jy geestelik uitgedroog is, dan wil ek net vir jou sê, kom net by die plek wat God bepaal. Die plek vir jou, wanneer jy soekende is, dan sê die Here, die plek Elia is by die spruitjie Krit, is 'n ou klein spruitjie. Maar die Here sê nie, gaan Jordaan toe, of gaan Galilea toe. Hy sê, sit daar by die spruitjie, daar waar jy sien, dit is net 'n stroompie water. Wat is die plek waar ek jou wil hê, Elia? Want weet jy wat, daar gaan ek die kraaie stuur, om jou te help en jou te versorg. Halleluja! Luister geliefdes, Saggeus, hy's 'n klein ouetjie, hy's op soek na 'n antwoord. Maar weet jy wat sê die Here vir hom? Daar in Jerigo, klim in 'n willevye boom. Nou wat moet ek in die boom maak? Jy sien, hy was op soek na 'n antwoord. Soek jy ook baie keer antwoorde? Maar daar's 'n plek wat jy baie keer nie verstaan nie. Sê amen. Of sê eina. Jy verstaan hom nie altyd nie. Wanneer ek kyk na die sondaar wat aan die regterhand van Jesus hang, weet jy waar was die regte plek vir daai man? Aan die kruis. Want weet jy wat, die kruis het gemaak dat hy sy kop kon draai en sê, Here, dink aan my. En dit was juist daar,
aan die kruis, hoor my, wat hy die antwoorde en die oplossings gekry het, en waar hy die Here kon hoor. Kan ek net weer vir jou sê, geliefde, u wat na my luister, Jesus ken die plek van die behoefte, en waar die behoefte lê. My behoefte verskil dalk van joune, is dit ware, maar God ken die plek waar ek moet wees, en hy ken die plek waar jy moet wees. En partykeer is dit nie lekker om te hoor wat jy hoor nie. Come on! Maar daai plek gaan jou iets leer. Daai plek gaan die Here jou inskool in dinge. Hy gaan jou inkort en hy gaan jou inbring. Kom ek sê vir jou, ken die plek waar God jou wil hê. As jou plek by Krit is, dan wil ek sê, bly by Krit, want dis waar die Here jou gaan versorg. Kan ek 'n harder amen kry? Ek sê, as dit in 'n willevye boom is, bly in die willevye boom, want dis waar jy God gaan hoor. Ek wil sê, wanneer jy aan 'n kruis hang, baie keer met pyn en lydinge, en dit voel nie baie lekker nie, dan wil ek vir jou sê, luister, dis die plek waar hy jou gaan red. Wow! Spreuke 15:13. Op elke plek is die oë van die Here op die slegtes en op die goeies. Luister, kom ek sê net, God hoor alles en weet alles. Hy hoor jou rebellie. Jy beïndruk God nie. Hy hoor jou in jou harde hart, wat jy baie keer vir jou op daai plek gaan help. Sê amen. Kom ek sluit gou met die laaste enetjie. God voorsien altyd, ook op die regte tyd. Jy sien toe die mes lig, en Abraham die seun moet doodsteek, sodat hy die offer aan die brand kan steek en sy seun offer. Die Bybel sê, in Genesis 22, toe hy die mes lig, toe praat God. Amen. En die Here sê, nee. Nou weet ek. Die Afrikaanse Bybel sê, ek weet nou dat jy God vrees. Dit sê eintlik in eenvoudiger taal, ek weet nou dat jy my vertrou, sê die Here. Ek weet ook dat jy my werklik liefhet. Want jy is bereid om te gee dit wat ek van jou dan vra. Luister, ek wil hê jy moet weet, dit was sekerlik nie maklik nie. Jy moet nou onthou, en ek maak maar net die prentjie weer duidelik, toe Abraham die seun vasgemaak het op die altaar, toe lig hy die mes. Nou van daar af, tot waar hy die doodsteek sal gee, is 'n kwessie van 'n sekonde. Is dit waar? Hy lig die mes om die finale doodsteek te gee, want dit is wat God gevra het. Ek verstaan nie altyd God se weë nie. Jy ook nie. Maar ek wil jou net sê, daar's 'n God wat sê, ek is Jehovah Jireh. Ek is die Here wat vir jou sal voorsien. Maar weet jy wat leer ek? Die Here was nie 10 minute te vroeg nie. Maar kom ek sê dit weer, hy was nie 1 sekonde te laat nie. Hy is altyd op tyd. O, die Here gee om. Luister, die regte tyd is nie jou tyd nie. Leer dit, vriend. Leer dit uit Abraham. Jy dink, jy is die enigste ene wat deur al hierdie goede, luister, jy ken niks. Want jy moet die Bybel lees. Abraham het deur hierdie goed gegaan. Maar kom ek sê weer, dis nie op jou tyd nie. Dis altyd op God se tyd. Abraham was getoets tot op die uiterste gewees. Hy was getoets tot op die laaste. Maar die goeie nuus, net voor die breekpunt, toe openbaar
die Here God, Jehovah Jireh, hom aan hom, en hy sê, ek het 'n voorsiening gemaak, en ek sal 'n uitkoms gee, en laat ek weer vir jou sê, kerke, die Here sal jou en my nie los nie. Dan is die Bybel nie waar nie. Ek gaan God glo tot aan die einde. Ek gaan hou aan die altare van die Here, want hy ken die regte tyd. Hy het die regte ding in stoor. Hy het die regte plek. Al verstaan jy nie jou plek nie, maar kom ek sê vir jou, op die regte tyd. Kan ek gou vir u 'n paar beloftes net lees? 1 Korintiërs 10:13. En God sal nie toelaat dat jy bokant jou kragte versoek word nie. Sê dit gou saam met my. En God sal nie toelaat dat jy bokant jou kragte versoek word nie. Sê saam met my Filippense 4:13. Sê ek is tot alles in staat. Sê ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Ek wil gou deur Psalm 46 gaan met jou. Luister nou wat sê hy. Hy sê, God is vir ons 'n toevlug en sterkte. Het u mooi gehoor? Ek dink ek moet 'n beter amen kry. God is 'n toevlug en 'n sterkte. Hy is as hulp in benoudhede in 'n hoë mate beproef. Wat is daai benoudhede? Dis wanneer jy in die storm land. Dan sê hy, jong, ek is in 'n hoë mate beproef. Wat beteken dit eintlik? As ons in die moeilikheid kom, dan sal hy daar wees om ons te help. Amen. Dan gaan hy verder in die 3de vers. Hy sê, daarom moet julle nie vrees nie. Hey, moenie bang word nie. Moenie bang word nie. Jong, en dan praat hy van groot goed. Ons raak bang. Ek wil jou sê, ek bid baie keer, sê ek, Here, moet tog net nie aardbewing stuur en goede nie. Want ons is een keer hier deur 'n aardbewing. Onthou jy daai aardbewing wat so deurgehardloop het? Heerlikheid, alles het geruk en geskit en goede, jy weet. Ek sê maar weet jy wat? Nou sê hy, al is daar sulke goede. Hy sê, daarom sal ek nie vrees nie, al waggel die aarde, en al wankel die berge, en al sou die waters bruis. Hoor wat sê hy, 6de vers, God is daar binne-in, en dit sal nie wankel of val nie. Amen. Dan kom hy in die 8de vers, en hy sê, en die Here van die leerskare is nou met ons. Laat staan, sê die 11de vers, en weet dat ek jou God is. Wie is God? Wie is God? Ons sê, hy is die ek is, die Here wat voorsien. Al gebeur wat in hierdie lewe. Luister mense, kom ek sê nou vir jou, hier na vorentoe sal mense hierdie preekie van Becky Mons baie nodig kry. Hoor wat ek jou sê. Hierdie wêreld is nie besig om nou beter te word nie. Met oom Trump, met oom Benjamin Netanyahu en al die ouens, en ek bid so vir hulle. Maar ek wil net vir jou sê, hierdie wêreld gaan nie beter word nie. Weet jy hoekom? This world is not my home. I'm heading home. Ons is op pad na 'n ander kant toe. Luister mense, ek preek nie hier 'n preek om jou te probeer beïndruk nie. Ek preek 'n preek om jou te help. Dat daar 'n God is wat sal voorsien. God ken jou. Amen. Kan ek weer vir jou sê, luister meneer, dame, jong mens, elkeen van u, God ken jou. Hy ken jou in jou onsekerheid. Hy ken jou baie keer in die smart en die dinge wat jy in sit, op hierdie altare van die berg van hierdie samelewing. Oumata, en het ek en jy net soos Abraham partykeer ook al opklim, is dit waar.
wat ons klim, Boeta. Ek wil jou sê, dit gaan bietjie moeilik, en ons is op pad na die altaar van hierdie samelewing, waar daar 'n offer wag, wat gegee moet word, maar belangrik is dit, onthou, 'n mens se eindpunte is altyd God se beginpunt. Kan ek dit weer vir u sê? Ek weet daar is baie wat sê, daar is nie meer hoop vir Suid-Afrika nie. Dan wil ek weer vir jou sê, onthou, jou eindpunte is my God se beginpunte. En al gaan dit hoe sleg, dan wil ek jou een ding sê, daar is nog 'n God wat kyk na hierdie land en hoor die bidders en die manne en vroue wat roep na die altare van die Here. Halleluja! Halleluja! Partykeer wil ek ook sê, let go. Laat dit klaar raak. Baie min amens, o nee, Heer, pastoor, gee net 'n bietjie kans. Die laaste kom, hoor. Die laaste kom. Moenie laat hierdie preek eendag teen jou praat nie, maar laat hy vir jou praat. Amen. Laat ek jou sê, God het sy tyd, dat die Here sal voorsien. Abraham het 'n opgaat, hy het 'n altaar gehad, maar steek jou hand so op en sê, dank God, Abraham het ook 'n af gehad. Sê, ek het ook 'n af. Halleluja. Want ek wil sê, iewers op hierdie pad is die Here wat voorsien. Hy maak homself bekend deur wat? Deur sy naam. Hy sê, dis wie ek is. As jy my wil Nissi noem, noem my dit in jou oorwinning. As jy my wil noem Rafa, noem my dit in jou genesing. As jy in jou stryd staan en jy wil my dan Jireh noem, noem my Jireh, want ek, die Here, is jou voorsiening. Nou wil ek gou vir jou sê, waar lê my sekerheid en waar lê my waarborg? Bly vinnig na Efesiërs 3:20ste vers. Hoe sê die Bybel so? En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles. Sê ver bo. Sê weer ver bo alles. Hy sê wat ons kan bid of wat ons selfs kan dink volgens die krag wat in ons werk. Luister, weet jy wat sê dit in eenvoudige taal? God kan vir jou doen wat jy in jou wildste drome nie kan hê nie. Dis eintlik wat dit sê. My God is bigger than all my problems. He's bigger than all my fears. My God is bigger than any mountain that I can or cannot see. My God is bigger than all my questions. Say amen. He's bigger than anything. My God is bigger. Hy is ver bo alles. Come on, gee die Here eer in hierdie plek as jy dit glo. Ek het so gesegdetjie, terwyl ek eenmal bid, toe bid ek dit. Toe sê ek, God got all in control from my brain into my soul. Kan ek dit weer vir jou sê? God got all in control from my brain into my soul. Nie laat jou kop met jou weghardloop nie, man. Amen. Nou wat is my verwagting en ek maak klaar. My verwagting kom uit Hebreërs 11:11. Ek haal net aan. As 'n tannie, sy is 90 jaar oud. Julle ken haar almal, haar naam is Sarah. En Sarah moet 'n baba hê. En op 'n stadium sê die Bybel mos, sy het gelag. Toe die Engels goed sê, sy lag. 90, waar kom jy vandaan? Totdat sy hierdie woorde sê. Sy sê, ek het hom, die Here God, getrou geag, wat dit beloof het. Toe sy God getrou ag, wat dinge beloof
beloof het, kan ek net vandag vir jou sê, kerk, God is getrou. As ek nou my hand so afbring, dan sê jy hardop, God is getrou. Sê dit weer. Is jy reg? Jy moet nou kyk na my hand. Maar moet dit nie hier met jou kop sê nie, sê dit nou met jou hart. Nou wil ek sê, as jy swak is, kom harder. As jy droefheid belewe, as jy in stryd is, as jy siek is, as jy sonde het, daarom wil ek vir jou sê, hou aan in die Here, want daar is 'n God wat getrou is. Ek wil jou waarborg, hy is Jehovah Jireh, halleluja. Prys die Here. En wat sê die Bybel? Ek gaan net hierdie skrif nog lees. Deuteronomium, dan kom hy so. Dit is Deuteronomium die 31ste hoofstuk. Hy sê so in die 8ste vers. Hy sê Deuteronomium 28, nou net nie 'n verkeerde ene lees, 31, die 8ste vers hier so. Hy sê, en dit is die Here. Wie is die Here? Dis die een wat sê hy sal voorsien. Amen. En dit is die Here wat voor my uittrek. Hy sê, hy sal met jou wees en hy sal jou nooit begewe en verlaat nie. Sê amen. Halleluja. Luister, die regte ding op die regte plek, op die regte tyd. Ek soek nie ander dinge. Wanneer jy 'n behoefte het, het jy 'n behoefte vir jou saak en God sien jou saak. Wanneer jy by die plek kom, bly jy net in God se wil en gee tree vir tree saam met hom, sê amen. En dan wil ek sê, die regte tyd is altyd nie jou tyd nie, maar God se tyd, want hy is nooit